Goeiedag aan almal en baie welkom hier by ons laaste sessie 5 van ons Stellenberg Bybelskool reeks oor die aartsvaders. Ons het lank terug, so 5 weke terug, het ons begin met die volgende prent wat julle nou op die skerm gaan sien. Die vraag wat ons gevra het in daardie tyd, hoe is God vandag in ons wêreld teenwoordig? En ek wil weer net terugkom na hierdie prentjie toe. Dit simboliseer iets van 'n Bybel wat oopgeslaan is en hoe die karakters uit die Bybel na vore kom. Maar eintlik hoe die karakters ook ons eie lewens kom ontmoet. En hoe ons eie lewens nie net uitspeel in die verhale van die karakters nie, maar uitspeel uit die lewe wat uit die Bybel uitkom. Hoe is God vandag teenwoordig waar ons leef en werk en ontspan en reis? Hoe is God vandag verteenwoordig of betrokke dan ook in 'n wêreld wat miskien op die oog af baie anders lyk as die wêreld van die Bybel? Is daar verskil tussen hierdie wêrelde? En wat leer ons van God in hierdie verhale? Ek hoop dat in hierdie tyd die 3 verhale wat ons saam geleef het, vir julle besondere perspektiewe gegee het op God en ons as mense en julle 'n paar belangrike goed daaruit kon geleer het. Julle sou gesien het, elke verhaal is uniek en bring iets besonders na vore. Ons gaan daarom hierdie laaste sessie afsluit deur veral na 2 goed aandag te gee. En onthou, julle kan die notas aanlyn kry en dit is daar op bladsy 1. Die 2 goed wat ons gaan kyk is eerstens, hoe pas Genesis in by 'n groter gedeelte van die Ou Testament wat ons die Pentateeg noem. En dan die tweede vraag wat ons gaan vra is, hoe praat Genesis binne hierdie Pentateeg met ons ook dan, waar ons dit daar binne lees, met ons oor God se teenwoordigheid in ons wêreld vandag. So, voor ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan gaan ons saam bid. O Here, almagtige God, heerser oor die wêreld, selfs toe alles nog vormloos en woes was U al die koning van die heelal. En wanneer alles wat bestaan tot 'n eindiging kom, sal U steeds nog regeer. U is die Allerhoogste, waartoe ons denke in staat is. Niks kan U wese en U wysheid ewenaar nie. Daar bestaan niks wat met U vergelyk kan word nie. En aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Daar is geen begin of einde van enigiets sonder U nie. Amen. Ons eerste gedeelte wat ons vandag met mekaar gaan doen. En dit is Genesis se plek binne wat ons die Pentateeg noem. Wat is die Pentateeg? Penta beteken 5. En met 5 bedoel ons Pentateeg die eerste 5 boeke van die Bybel. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Genesis vorm deel daarvan. Onthou julle, ons het met mekaar gepraat en gesê dat die verhale uit Genesis kom uit skrywers wat met 'n spesifieke intensie geskryf het. Nou die Pentateeg is as eenheid ook so saamgestel deur sê skrywers nie, miskien dan eerder redakteurs, mense wat hierdie verhale vir 'n baie spesifieke rede saamgegroepeer het en daardeur iets baie besonders vir ons daarin kom sê. Die Pentateeg staan ook as die Torah bekend. En miskien sal die volgende prentjie vir julle help. Die Torah is dan die eerste 5 boeke van die Hebreëse Bybel, ook natuurlik ons Bybel, maar hulle het dit in hierdie boekrol formaat, wat dit eintlik deel is van een totale storie. En die Torah speel seker die kernrol in die Joodse geloof. Julle sal onthou toe die tempel vernietig is en daar nie meer 'n tempel was om by God se teenwoordigheid te kom nie, het die persepsie laat ontstaan eintlik na die ballingskap alreeds met die opkoms van die sinagoges, dat die Torah nou vir hulle vervang het wat die tempel vir hulle moes doen. Die Torah is waar God teenwoordig is. En daarom as hulle dan by die sinagoge kom, op 'n baie kernplek, sentrale plek word die Torah dan, hierdie groot boekrolle word in 'n kas gesit en dan oopgemaak en uitgehaal
en die Jode dans en sing en spring oor hierdie Torah, want dit is vir hulle soos die tempel. Dit is soos om by God se teenwoordigheid te kan kom. En ek wil vir julle 'n kort insetsel wys daaroor. Dit speel af by die klaagmuur in Jerusalem. As jy daar kom, het hulle gewoonlik bar mitzvahs wat gedoen word. Met ander woorde, seuns wat by die ouderdom van 13 is, hulle verwelkom tot deel van die gemeenskap, en dan moet hulle hard oefen, want hulle moet hierdie Torah uit hulle koppe uit kan opsê. Onthou gou-gou, dit staan mos daar in Deuteronomium, dit moet 'n herinneringsteken wees wat aan jou hand gebind is. En julle gaan nou die riem sien wat hulle om sy hand vasmaak. Dit moet 'n merkteken op jou voorkop wees. Jy moet dit dag en nag vir jou kinders leer dat hulle dit kan resiteer en kan onthou. Nou wat kan onthou? Nie net paar tekste nie, maar die hele verhaal kan onthou. So hierdie verhaal het as 'n eenheid gefunksioneer. Maar kom ons kyk gou na die video greep. For boys, it's called a bar mitzvah. For girls, it's called a bat mitzvah. It's the moment when you become an adult. So daar kon jy nou gesien het, die seentjie het daai groot swaar boekrol het hy uitgehaal, en daar het vir hulle gaan voorlees. Dis wat hy daar uit die kas uit gehaal het. En weer eens, nie 5 stories nie, maar 1 groot storie. En hierdie 1 groot storie gaan ons nou gou 'n bietjie volg op 'n kaart. Daar as julle op bladsy 2 sien, sal julle sien het ek vir julle 2 kaarte gesit. So kom ons volg net gou die verhaal van die Pentateeg of die Torah. Want dit vertel vir ons klomp verskillende verhale wat ineengevoeg is. En die eerste verhaal wat daarin ingevoeg is, kan julle daar op die kaart sien, is die verhaal wat ons gelees het, die aartsvader verhale wat ons in Genesis kry. Die stories oor Abraham, Isak, Jakob en Josef. Abraham wat uit Ur van die Galdeërs gegaan het, dan na Haran toe getrek het, dan Kanaan toe getrek het, en onthou waar het hulle in Kanaan gebly? Nie langs die kusvlakte nie, op die sentrale hoogland. Al die stories van Abraham, Isak, Jakob speel af, en dan Josef ook 'n gedeeltjie tussen Hebron, dan as mens na die hoogland toe stap, Jerusalem, en Jerusalem na Sichem toe. Julle sal onthou, ons het die plekke baie besoek nou in die verhale. En dan het ons gelees, Abraham het afgegaan Egipte toe, en hy het weer teruggekom, weer in die omgewing van Beersheba en Hebron, en dan eindig die aartsvader verhale, waar ons laasweek geëindig het, waar hulle dan in Egipte is, met, en hulle dan hulle self in Egipte vestig. Dan kom die tweede gedeelte van die verhaal, wat dan gaan oor die uittog, wat ons kom nou by die boeke van Exodus tot Deuteronomium. En dit gaan daaroor dat die volk, uitgelei is uit Egipte uit, tydens en dis waar die Joodse Paasfees ontstaan het, die Pesach. En die Pesach was 'n viering gewees dat God hulle verlos het. Onthou, die Christene se Paasfees is iets anders. Tydens die Joodse Paasfees word Jesus gekruisig, sterf hy en staan hy uit die dood uit op, en kry dit vir Christene nuwe betekenis. Maar die Joodse Paasfees, 'n fees van bevryding. En dan 50 dae nadat hulle uit Egipte weg is, kom hulle in Sinai. Julle kan daar in die Arabiese provinsie sien in Sinai. Onthou julle, dis waar Ismael se gedeelte ook was. Ons het gepraat oor die Arabiese eiland, skiereiland. Hulle kom 50 dae later by berg Sinai, waar God dan vir hulle die 10 gebooie gee. So wat vier Christen, en dit is die Joodse Pinksterfees. So 50 dae na Jesus se opstanding vier die Christene Pinksterfees, maar kyk net die parallelle tussen die twee, waar die volk die wet gegee word as riglyn vir hulle lewe. Glo Christene het God sy gees uitgestort en gee as riglyn vir hulle sy gees. Dan in die volgende 40 jaar trek hulle rond in die Arabiese skiereiland. En dan kom hulle uiteindelik by die beloofde land binne. En dan het Moses op berg Nebo het hy sy afskeidstoespraak. En die toespraak noem hy Deuteronomos, tweede wet. Hy herhaal weer. En die wet was nie wette nie. Julle sal sien, Deuteronomium word dan geskryf in die lig van 'n narratief, 'n storie. God se storie met mense.
So net voor hulle die beloofde land ingaan, sê Moses vir die volk, julle moet God se storie met julle nie vergeet as julle nie die land ingaan nie. En dan bewoon hulle die land dan verder. So jy kan eintlik die Hebreëse Bybel bestaan uit 3 gedeeltes. Die Torah, die Nevi'im en die Ketuvim. So Torah beteken wet, eerste 5 boeke. Die Nevi'im is die profete en die Ketuvim is die geskrifte. En dit is geskrifte soos Psalms, Spreuke, Job, Esra, Nehemia, Daniel. So hulle Bybel is anders. Ons gaan nou daarby kom. Die Hebreëse Bybel eindig dan met 2 kronieke en nie met Maleagi soos in ons eie geval nie. So kom ons gaan kyk gou-gou, ons is hier op bladsy 3 van die notas. Wat is die boodskap van die Pentateeg? Wat is die boodskap van die Pentateeg? Die boodskap kom op 'n baie besondere manier uit wanneer ons in die Nuwe Testament ook daarin lees. En gaan lees vir my Handelinge 13 vers 17 tot 41. Paulus se toespraak wat hy gee by mense om iets daarvan te probeer verduidelik. En in die toespraak, maar in hierdie verhaal wat ek nou ook op die kaart vir julle geteken het, het hierdie volgende temas uitgekom. Ja, daar's baie ander temas in Genesis, maar dwars deur Genesis loop die ding van belofte, verkiesing, verlossing, verbond, wet, land. En hierdie is een indrukwekkende verhaal van God met mense. Nou die vraag is, waarom is Genesis 'n gedeeltjie dan so belangrik? Genesis wat begin beteken. So die Pentateeg bestaan uit 5 verskillende boeke, maar jy kan hom op die volgende manier indeel, en dis nou hier waar Genesis 'n bietjie inkom. So die Pentateeg 5 boeke, maar jy kan eintlik die Pentateeg se verhaallyn in 2 gedeeltes verdeel. Die eerste gedeelte is Genesis 1 tot 11 en die tweede gedeelte is Genesis 12 tot Deuteronomium 34. En daar bladsy 3 in julle notas kan jy dit sien. Ons gaan gou-gou hierna kyk na hierdie 2 blokke en dan in die middel lê Genesis 12 vers 3 wat hierdie 2 blokke eintlik bymekaar bring. Genesis 1 tot 11 vra die vraag en skets die probleem. Ons gaan dit nou bymekaar doen. Terwyl Genesis 12 tot Deuteronomium 34 vir ons praat oor die oplossing of die antwoord. En in dit is hierdie stukkie leidraad van Genesis 12 vers 3. So ek lees vir julle daar bladsy 4 terwyl ons so na hierdie gedeeltjie kyk. So kom ons kyk gou eers na Genesis 1 tot 11. Die probleem of die vraag. Ons praat van Genesis 1 tot 11 as die voorgeskiedenis. En eintlik is hierdie gedeeltjie 'n totale inleiding vir die res van die Bybel. Die fokus op Genesis 1 tot 11, weer eens, 'n mens kan verval in allerhande goed oor, en mense stuur van my allerhande prente van die reëse se voetspore en allerhande goed oor skepping en Noag se ark. Dis verhale wat vertel word, maar onthou weer eens, nie noodwendig vir geskiedkundige doeleindes nie, omdat hulle deel is van 'n verhaal, een verhaal. En Genesis 1 tot 11 wil vir ons iets skep hiervan, van die mens se stryd met hom of haarself, die gebrokenheid van die mensdom, die wanorde wat daar heers tussen mense en tussen nasies. En dan is die doel van Genesis 1 tot 11 om jou uit te bring by die volgende vraag. Hoe gaan God hierop reageer? Wat is hierdie God? Wat is die aard van sy verhouding met hierdie totale skepping? Gaan God se geduld opraak dat hy met mag en woede oor nasies oordeel? Wat gaan gebeur? En dan kry ons 'n leidraad. Die antwoord is, die leidraad is Genesis 12 vers 3. Onthou julle waar God vir hom sê, ek wil julle seën, maar ek gaan vir jou 'n seën wees, Abraham, sodat jy vir ander mense tot 'n seën gaan wees, nie net tot jou eie voorspoed nie. So in daai gedeeltjie word al iets 'n leidraad gegee vir wat die antwoord gaan wees. En dan die res van wat hierdie seën beteken, word dan geskets van Genesis 12 tot Deuteronomium 34. Dit vertel ons dan die verhaal van God se beloftes, sy verkiesing, sy verlossing, sy verbond, sy wet, en dat hy vir hulle 'n land en 'n toekoms
daarmee saam wil gee. Nou, so interessant, ten spyte van hierdie verhaal, onthou, ons kry die Torah, die profete en die geskrifte, die Neviim en die Ketuvim. Ten spyte van hierdie verhale, so hierdie verhale gee vir ons die inhoud van hoe God daarop reageer, eindig die Ou Testament eintlik op 'n manier, op 'n vals noot, met 'n vraagteken. En dit eindig nie met Maleagi nie, dit eindig met 2 Kronieke. En gaan lees weer die einde van 2 Kronieke. Dis eintlik die einde van die Ou Testament. En die Ou Testament sluit eintlik, die Hebreëse Ou Testament sluit af so 400 jaar voor Christus. En dit sluit af met die proklamasie van Kores, wat nadat al die koninkryke vernietig is, weer sy volk terugstuur na die beloofde land toe, terug na Jerusalem toe. En dan leef hulle met hierdie ongelooflike idee, God gaan vir ons 'n nuwe koninkryk gee, maar dit realiseer nooit in die Ou Testament nie. Daar kom niks van die hoop van dit uit nie. En dan hak dit aan by ons eie Nuwe Testament. En ek wil vir julle lees uit Matteus 1 vers 1. Ek vermoed dis die rede, Markus is eintlik die oudste evangelie. As jy hulle in ouderdom moes rangskik, moes Markus eerste gekom het. Maar jy wil nie graag 'n Nuwe Testament begin met 'n evangelie wat nie 'n geboorteverhaal het nie. So die Matteus verhaal is eintlik vol blydskap en die Markus evangelie is 'n bietjie 'n donker evangelie. Maar die Matteus is toe gekies om die Nuwe Testament te begin. Want hoor gou hier, Matteus 1 vers 1 sê vir ons, onthou, ons het 1 tot 11 wat die probleem is, wat die uitdaging is. Ons het die intensie dat God ons wil seën. En dan het ons die uitspeel daarvan in die Ou Testament. En dan hak Matteus 1 vers 1 daarby aan, wat sê, die geslagregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. En dit bring ons dan by die vraag uit, maar hoe is God vandag in ons wêreld hierdeur teenwoordig? Nog meer, hoe is hy in ons wêreld betrokke? En dan wil ek hê dat julle vir my weer die gedeelte in Handelinge lees, hy's daar op die notas bladsy 4, Handelinge 13 vanaf vers 16 tot 39 gaan lees. En dit is waar Paulus weer na die Torah verwys. Paulus verwys eintlik na hierdie een ongelooflike verhaal wat begin het met die spanning van wat gaan God doen en die spanning wat nooit in die Ou Testament verlig is nie. En dan het hy hierdie ongelooflike insig en dan kom hy op sy eerste sendingreis. Onthou is op sy eerste sendingreis, hy kom vir die eerste keer uit Antiochië uit, kom hy en hy land in die hedendaagse Turkye en hy reis op en hy kom by 'n plek in Antiochië in Pisidië, dis nie dieselfde Antiochië wat na Dana is nie. Hy kom daar en dan lewer hy hierdie toespraak. En gaan lees hierdie toespraak, maar dan veral hierdie teks wat ek hier het. Handelinge 13 vers 32 tot 33. En nou verkondig ons aan julle die goeie boodskap, dat God die belofte aan die voorvaders vir ons, hulle nageslag vervul het, deur Jesus uit die dood uit te laat opstaan. Wat eintlik daarmee kom sê is, die vraag wat gelaat is en die spanning van hoe gaan ons met die gebrokenheid hanteer, was uitgerek, maar dit is nou opgelos. Die spanning is opgelos. En dan sê hy vir hulle, deur Christus se vergifnis van julle sonde, is daar nou vrede tussen julle en God. Want Genesis 1 tot 11 was daar nie vrede tussen mens en God nie, en vrede tussen mens en mens nie. Onthou nou gou die temas van versoening in die Jakob verhale, Jakob en Esau en Josef en sy broers, om vergifnis te kan kry. Kom ons kom dan by die tweede gedeelte uit. So dan, hoe is God dan in ons wêreld teenwoordig? Ek hoop regtig net dat hierdie verhale van Abraham, Isak, Jakob en Josef vir julle inspirerend was in hierdie tyd, omdat dit net soveel op 'n ander manier met jou praat en die inhoud net soveel duideliker raak as wat ons gewoonlik in ons Bybelstudies net gou 1 of 2 stukkies versies gaan lees daarin. Mens kan die volle impak van die verhale beleef het. Onthou net ook weer eens, die verhale kom uit Christelike of die verhale kom uit geloofsgemeenskappe. Wie se doel dit nie was om historiese gebeure te skryf nie, maar hulle doel was om kernwaarhede oor God en oor mense
Hulle het nie gedink aan 2-3 duisend jaar in die toekoms nie. Hulle wou dit bewaar het vir hulle eie tyd, maar hulle wou dit bewaar vir hulle nageslagte. Hoekom wou hulle dit bewaar? Omdat dit ongelooflike klomp waarde het. En so het dit gebeur dat ek en jy vandag, 3000 jaar, meer as 3000 jaar later, nog steeds hierdie verhale lees. Hierdie verhale kon in alle opsigte gesterf het, uitgesterf het in boeke, maar dit het nie. En die krag van die verhale lê weer eens nie in die feit dat ons hulle goed kon bewaar nie. Die krag van die verhale lê daarin dat mense gevoel het dat hulle dit vir hulle kinders moet vertel, die storie van God, in die lig van die kompleksiteite van die wêreld. En so het dit vir hulle betekenis gehad, en die generasie het dit weer vir 'n volgende een oorvertel. En alhoewel die wêrelde verskil het, het hulle wonderlike waarde daaruit gekry. Ek weet vandag as ons na hierdie verhale kyk, gaan jy sê, "Jesus, maar hoor die hele wêreld was totaal anders as ons wêreld." En daarom verloor die boodskap sy trefkrag. Mens moet mooi dink daaroor. Ek ervaar dit bietjie anders. Ons moet baie versigtig wees as ons vandag oor ons eie moderne, hipermoderne wêreld kyk, met al sy tegnologie en sy kennis van die tyd. En dan moet ons nie die fout maak wat Salomo gemaak het, onthou julle, ons het ook daarby uitgekom, dat hy gedink het, omdat sy koninkryk so ryk was, en 'n klomp kennis gehad het, hulle verhef bo God was, en dat God eintlik oorbodig geraak het. En dit kan weer gebeur in ons eie tyd. Ons oorskat ons tegnologie, en ons oorskat ons wêreld, dat God op 'n manier oorbodig raak. Eintlik het mense min verander. En ek praat nou nie oor honderde jare of duisende jare, maar 100.000 jare. Selfs met goed soos die landbourevolusie, wat mense se lewens ingrypend verander het. Ons was maar baie dieselfde as mense honderde duisende jaar terug. Dieselfde mens wees, met dieselfde denke, dieselfde gedagtes. Ons wêreld het verskil, maar die manier waarop ons daarop reageer het en daarin geleef het, was baie dieselfde. Ons is beslis nie slimmer nie. Ek geniet dit verskriklik om altyd National Geographic te kyk of Discovery Channel, oor hoe wetenskaplikes by al hierdie antieke plekke kom, en dan het hulle hierdie beste tegnologiese hulpmiddels wat jy onder die son kan kry. En dan probeer hulle eenvoudig net agterkom, hoe het die mense die goed gebou? En die punt is, ons kan nie. Ons weet nie hoe hulle dit gedoen het nie, inteendeel, ons kan dit nie eers vandag reproduseer nie. En dan dink ons is slimmer, en ons huiskrane is sterker, en ons is beter. Ons was, maar vir ander tye 'n bietjie dom gewees. Ek hou van die grappie van die mensdom, wat iets van ons wese sê. Maar ons was mense gewees wat na die beeld van God geskaap is, en 'n pad saam met God gestap het. En dis juis wanneer ons hierdie verhale van Genesis 12 tot 50 so lees. Ek het weer die boek wat oop is. 'n Wêreld wat uit hierdie boek uitkom en jou wêreld ontmoet. Twee verskillende wêrelde, maar eintlik presies dieselfde wêreld. En dis hier waar ons die God van Abraham en Isak en Jakob vandag in ons eie wêreld ontmoet. En ek wil afsluit deur te sê, onthou, dis weer 'n stukkie implisiete betekenis ook. Wat ons daarin ontdek, is iets dieper as wat net op papier staan. Die verhale resoneer die diepte van ons menswees en die diepte van ons wêreld op maniere wat 'n preek nie kan sê nie. Mag ons hierdie verhale nog met ons kinders deel en ons kinders met hulle kinders deel. Nie omdat ons dit wil laat behoue net bly vir die toekoms nie, maar omdat ons weet dit het waarde, dit het gewig, want dit resoneer hoe God by ons is, en dit help ons om ons pad in die toekoms te kry. Ek eindig daarom bladsy 6, deur net 'n paar vrae te vra, wat jy baie rustig in jou eie persoonlike tyd kan gaan sit, en kan gaan neerskryf en gaan beantwoord. As daar nog meer goed is wat jy kan neerskryf, dan kan jy seker, maar ek het net gedink aan hierdie volgende 4 vrae om te vra. Watter perspektief het die Here in die tyd by jou losgemaak oor die volgende 4 goed? Eerstens, die wyse waarop God nie net by gelowiges nie, maar by sy skepping vandag teenwoordig is.
Vir wie of wat gee God om? En hoe verander dit ons gesindheid in opsigte van die wêreld en sy mense en God? Skryf ietsie daar, gaan sit en dink daaroor. 'n Tweede vraag. Hoe verander hierdie prentjie ons insig ten opsigte van die gebeure in ons tyd? Waarin lê sin vandag vir ons opgesluit? En ons vra dit in die besonder vandag in 'n tyd waar ons deur die COVID-19 virus ons lewens op sy kop gedraai is, ons wêreld op sy kop gedraai is. Waarin vind ons sin in die lewe? Vraag 3. Wat sê hierdie verhale oor wie God is? Watter insigte oor God het die aardsverhale by jou, aardsvaderverhale by jou gebring? En dan die laaste ene. Wie is die mense om jou? Watter insigte het hierdie verhale vir jou gebring oor die mense wat die Here om jou gesit het? En dan sluit ek af, onthou met die seën wat God vir Abraham uitgespreek het. Hy sê, Abraham, ek wil jou seën. En mag julle geseën wees om vir ander mense tot 'n groot seën te wees. En dit bring ons aan die einde van ons reeks. Baie dankie vir almal wat so saam met ons gekuier het in die tyd. Dit was regtig baie vreemd geweest om hier te sit vir 'n lesenaar en met 'n kamera te praat, maar ek het gehoor van 'n klomp ander mense wat in die agterkant van hierdie kamera staan en weekliks ons sessies volg en hou ons Stellenberg webruimte dop vir volgende aanlyn sessies wat nog gaan kom. Kom ons sluit af met 'n gebed. As afsluiting vir ons gebed wil ek vir ons 'n lied speel wat gesing is deur Michael Card. En dis die baie bekende Psalm 121. Waar sal my hulp vandaan kom? En omdat ons reeks oor die Ou Testament gegaan het, luister ons na hierdie gebed eers in Hebreëus en daarna in Engels.